1999 besluit generaal Dion Ferreira dat ek in Barry Skuman die inligting wat ek nou met julle deel aan elke kommandobevel element in die land verdeel. Die verwagting was dat ons teen 2001 volgens die groei van plaasaanvalle 1100 aanvalle vir 2001 kon verwag. In 2000 is die voorbereiding klaar en begin ons die kennis deel en die kommando se bevelselemente versprei die inligting na die gemeenskap. En so val plaasaanvalle se getal. Dit val so dat dit later dat ons sukkel om getalle te kry. Ek en generaal Chris van Sail het op 'n stadium, ek dink 40, 48, 47 aanvalle per jaar getel. Maar toe begin die inligting weer uitfaseer. Die mense raak oud, hulle boer, gaan huis toe, deel nie die inligting en kennis met die kinders nie, en so neem plaasaanvalle weer toe. In die boek wat ek geskryf het oor plaasaanvalle, huisrowe en ontvoerings, gee ek ook die boek vir Benny van Sail van TLI. Want as iemand die vermoë het om daai getalle bymekaar te maak, dan is dit hy. En ek wou eintlik hê hy moes my verkeerd bewys. Maar TLI en Eysterberg het 'n baie goeie samewerking en ek het nou die getalle gekry van aanvalle van 2018. En 2018 was dit al klaar. Het dit gestaan op 487 aanvalle vir die jaar. En jy moet onthou, 'n plaasaanval en 'n huisroof is een en dieselfde ding. Die mense wat plaasaanvalle uitvoer, is ook die mense wat huisrowe uitvoer. Die manier hoe hulle 'n plaas identifiseer vir 'n aanval en die manier hoe hulle 'n huis identifiseer vir 'n aanval presies dieselfde. Die metodes hoe hulle die plaas benader, die metodes hoe hulle jou huis benader, presies dieselfde. Die manier hoe hulle die aanvalle uitvoer, presies dieselfde. So ek gaan vir jou statistieke net vinnig wys. Ek weet statistieke is nie 'n lekker ding om na te kyk nie. Maar dit wys vir jou hoe die geweldsvlakke besig is om te styg in die land. En ons praat ons nou oor 'n volksmoord. Hoe bewys dit? 2018 net plaasaanvalle, nie huisrowe nie, want daar is die statistieke daaroor. Net plaasaanvalle, 487 plaasaanvalle, waarvan 64 in 'n moord geëindig. En dit is 13,145% van alle aanvalle het in 'n moord geëindig. Nou, die standaard wat ons van 93 afgekry het, was 17,5% van die aanvalle wat eindig in 'n moord. En die ander statistiek wat ons gekry het, is dat eintlik net 6% was beplan om te eindig in 'n moord. Die res was nie regtig veronderstel om in 'n moord te eindig nie, maar dit is konstant op 17,5%. So 2018 is dit 487 aanvalle, 13,14% moorde. 2019 473, bietjie minder. 50 aanvalle, 10,5%. 2020 432 aanvalle, 76 moorde, 17,5%. Hier kom ons nou na ons standaard toe. 2021 248 aanvalle, 43 moorde, 17,33%. Dat is 'n koers. 2022 156. Nou moet sien, die aanvalle kom 'n bietjie af. 156 aanvalle, 39 moorde, 25% het geëindig in 'n moord. Dit wys vir jou dat die aanvalle kom af en die geweldsvlakke gaan op. 2023 182 aanvalle, 45 moorde en ons staan op 24,72%. Beskiklik is daar 'n nuwe standaard. 2024 145 aanvalle, 28 moorde, 19,31, nog steeds hoog. 2025 kry Ramaphosa pakslae. Die wêreld begin kyk wat gaan aan in Suid-Afrika, wat is hier besig om te gebeur. 183 aanvalle
en 22 moorde skielik af na 12,2%. Nou sit ons met die konflikte in Europa en in die Ooste. Die aandag is 'n bietjie weg van Suid-Afrika af. En 2026 staan ons al reeds 15,09% van alle aanvalle wat eindig in moord. Dit sê vir ons, die politieke klimaat is op hierdie stadium nie baie goed nie. Dis besig om te klim, ons is besig na die verkiesing toe te gaan. Jy gaan agterkom kort voor 'n verkiesing val die aanvalle. Want die aanvallers wat vir die aanvallers verantwoordelik is, moet tydens die verkiesing optree as marshals, tydens die intimidasieveldtogte, om te verseker dat die regerende party sy stemme kry. So wanneer ons groot politieke aksies het, soos nasionale stakings, is daar afklatting en aanvalle. As ons voor die verkiesing 'n toename in transitoerowe, want ons kort 'n bietjie geld, 'n afname in plaasaanvalle. So transitoerowe in plaasaanvalle, stakings en plaasaanvalle, daar is 'n direkte konnotasie en jy kan dit monitor. Goed, dis genoeg daaroor. Kom ons kyk gou-gou. Jou sekuriteit, jou elektriese heininge, jou kameras, jou beams, jou alarmstelsels, al daai goed, gee vir jou 'n 18,6% voorkoming teen 'n geweldsmisdaad. Die probleem met hierdie prentjie, dit hoef nie so laag te wees. Waarom is ons duur sekuriteitssisteme nie effektief nie? Waarom kan mense nog steeds aangeval word terwyl al hulle goeders in plek is? En die rede daarvoor is omdat ons nie reg dink. Ons onderskat ons aanvallers. Ons onderskat die misdadigers se intelligensie. 'n Kamera wat afkyk op 'n plek, tydens hulle verkenning wat hulle nou gaan voor die tyd ondersoek instel om te sien of dit moontlik is, gaan hulle met 'n stok en hulle druk die kamera laat hy nie kyk hier waar hulle verbyloop. En wat sê dit vir jou? 'n Kamera moet opgepas word deur 'n ander kamera of deur 'n oogie. 'n passive infrared monitor sensor van die alarm. Elke ding wat jy het, as jy 'n beam het, moet daai beam beskerm word, want ek kan by enige beam verbyloop. As die beam hier sou staan, staat ek baie keer met net 'n A4 papier, baie stadig, en ek skuif ek hom voor hierdie beam in, en dan sny ek die ander gedeelte af, en dan kan 'n trop beeste verbyhard, jag, hy sal nie skree. Hierdie beams wat jy het, wat voor die kamervensters verbywys, selfde ding. Daar is, ek het nog nie 'n beam gekry wat ons nie kon sien nie. En die enigste rede hoekom ons dit kon doen, is omdat jy 'n beam kan bekruip. 'n Beam het altyd 'n blinde hoek, waar jy hom kan nader en bekruip sonder dat hy jou sien, en dan kan jy hom manipuleer. So die geheim met alles waaraan jy dink, is, daar moet iets wees wat die ander ene beskerm. En daai iets wat die beskerming gee, moet 'n alarm na jou toe stuur, om vir jou te sê, daar's 'n interferering. Iemand is nou in iemand se pad. Dit gaan jou kanse geweldig verbeter. Die ander probleem wat ons natuurlik het, is veiligheidshekke, skuifhekke. En skuifhekke word van hulle reëlings af opgetel en uitgeskil. Nou daar is baie goeie wenke hoe om veiligheidshekke en veiligheidshekmotors veilig te maak. Daar's 'n paar goeie voorbeelde. Daar's 'n ou in Alberton Nikker wat briljante raad vir mense gee. So kyk daarna dat jy jou hek veilig maak en jou hekmotor veilig maak. Ons heininge. 'n Heining, dit maak nie saak hoeveel miljoen rand jy aan daai heining spandeer. Die heining is so sterk soos wat jou hek is, of wat die naaste boom aan daai heining is.
As daar bome naby in die heining staan waar hulle in kan klim en oor die heining spring, beteken jou heining niks. As jou toegang na jou werf swak beheer het, soos jou hek het swak beheer, in die stede, jy gaan werk, jou vrou gaan werk, en jy kry 'n bediende wat eenmal 'n week inkom om te kos korrelgoed was, of wasgoed was, of te stryk. Sy kom 1 dag of 2 dae in die week in, sy het 'n sleutel van jou hek, en sy het 'n sleutel van jou huis. Sy behoort 9 uit 10 aan 'n organisasie wat hulle noem The House Queens. The House Queens word deur die 26 bendes en die SPK bendes en die 666 bendes en die Bontekiel bendes getaak. En hulle koop die inligting van daai huis by daai bediende of vir R9000 kontant. Sy die bediende maak al die inligting met mekaar. Sy neem video's binne in jou huis. Sy neem foto's van verskillende goed. Sy kry kodes, sy sien waar die kleistedel weggesteek word. Moet jy steek nie 'n kleistedel vir 'n bediende weg nie. En sy verkoop daai pakkie inligting vir tot R9000. Of sy kry R9000 kontant vir die inligting wat sy verkoop. Of hulle betaal haar kinders se skoolgeld vir die jaar, of hulle betaal haar kinders se skoolklere vir die jaar. So die House Queens is 'n baie groot besigheid binne Suid-Afrika. Hulle is nie noodwendig bendelede nie, maar dis 'n organisasie wat eintlik gestig is deur die 26 bendes wat inligting van huise verkoop aan die bendes. So kan jy vir 'n bendelid sê, luister, ek soek 'n Rolex oorlosing. En hy gaan kyk, dan rapporteer na sy topbestuur toe en hulle sê, kom kyk gou deur ons lers, hulle dit elektronies, en hulle sê, okay, in daardie huis, se slaapkamer, linkerkantste bedkassie, boonste laaitjie, linkerkantste hoek voor, is 'n Rolex horlosie. En hy sê vir my, gee my 2 weke tyd, en ons bring vir jou Rolex. Elke huis se besittings is gekarteer waar die huisbediende is. Hoor my lied, van Suid-Afrika af tot in Namibië. Ons verstaan nie hoe groot misdaadnetwerke is nie. Maar dit beteken nie jy's 'n probleem nie. Dit beteken nie jy gaan vermoor word nie. Dit beteken nie jy gaan by jou ingebreek word nie. Want met die regte kennis kan jy dit voorkom. En dit is wat ek met julle wil deel. So ons volgende reeks, ek gaan definitief bladsynommers noem in die boek, want ek kyk na die aanvalle, soos daai aanval van Krishna Skuman. Dit was nie 'n aanval waar hulle vermoor moes geword het nie. Hulle reaksie het dit getrigger. Daai arme ouetjie se vermoë, sy fisiese vermoë om sy teenstander, onthou daai ouens is ook opgelei. 'n Gemiddelde misdadiger se vermoë, sy intelligensie vermoë, sy kennis rondom vyand identifiseer, die metodes hulle optree, vergelyk met ons spesmagte, ons spesiale magte. Nie net ons Suid-Afrikaanse spesiale magte, maar ook met die Amerikaanse en die, waar ook al jy wil hê, is 'n spesiale magte. Want hulle kry dieselfde opleiding. En dit sal ek nog later vir julle sê. Maar die punt is, ons steun op die punt van hierdie praatjie wat ek nou met jou gee, is ons steun op ons sekuriteitsstelsels en op ons sekuriteitsmaatskappye. Sekuriteitsmaatskappye, ek praat van die grootes, is nie altyd so betroubaar nie. Jou plaaslike sekuriteitsmaatskappye het 'n baie groter sukses, maar die afgelope paar jaar is sekuriteitsmaatskappye deur bendes oorgekoop, want deur die sekuriteitsmaatskappy kan hulle fisies opleiding aan misdadigers gee van beams se vermoëns, hoe ver hy beam in die dag werk, hoe ver hy in die nag werk, jou kameras wat jy op het, hoe ver tel sy sensor jou beweging op, maar tot hoe ver kan die kamera jou sien. So jy gaan baie keer in die nagte die sensor sien aktiveer, maar die kamera gaan vir jou niks wys, want hy kan nie verder as 15-20 meter in die nag kyk. Die meeste van hierdie kameras. Ons weet dit nie. Hulle doen opleiding om te sien hoe ver moet hulle van die kamera af verby beweeg. Ons gaan so 'n bietjie kyk. In die boek verduidelik ek dit baie beter, maar ek wil net vir jou sê, begin dink daaroor dat
dit wat jy het, moet beskerm word. Die goed moet mekaar beskerm. Ons sal, miskien later, sal ek vir julle video's wys, waar die resultaat van hierdie tipe sisteme suksesvol is. Terselfdertyd wil ek ook vir jou sê, as jy nie al hierdie sisteme kan bekostig nie, is dit nie 'n probleem nie. Met kennis het jy nie hierdie elektriese heininge en kameras en teams en seismiese toerusting nodig nie. Met die regte kennis het jy dit nie eers nodig nie, maar jy sal nog steeds net so effektief teen misdaad wees as 'n ou wat dit het. Inteendeel, jy gaan met kennis meer suksesvol wees teen hierdie misdaadbedreigings. Ek sien uit om die volgende praatjies met julle te deel. Net terwille van die pad vorentoe. Ons wat wit is, word net deur die swart massa bedreig. Net 6% van die bevolking, van ons inheemse bevolking, is radikaal. Klein persentasie van hulle is aktief radikaal. 6% is radikaal, en wanneer ons in kritieke tye ingaan waar ons totale chaos ervaar, anargie, kan daai 6% vloei na 12%, wat bereid gaan wees om fisies aksie te neem teen mense wat iets het. Maar dit beteken dat 88% van die swart bevolking is jou nie sleggesind nie. 88% van die swart bevolking is tevrede dat ons hier is. Hulle beleef en laat leef, voel soos jy. En hulle word net so bedreig deur hierdie 12% of 6% as wat ons bedreig word. So dit is net belangrik om dit te weet, dat alle swart mense is nie 'n vyand nie. Die kriminele is 'n vyand. Daar was nou 'n aanval, 'n ou wat nou vermoord aangekla word in Vanderbijlpark, 'n wit ou. Wat 'n boer by 'n boer beeste gaan koop het vir R300,000, die boer gelok het na 'n afgeleë plek waar die transaksies geplaasvind waar hy die boer vermoor het. Nou daai tipe aanval, hy is wit, maar die meerderheid is swart is. Maar moenie die feit weggooi dat blankes ook betrokke is. En die blankes wat betrokke is, die Indiërs wat betrokke is, die kleerlinge wat betrokke is, volg presies dieselfde riglyne. En wanneer ons die tipe aanvalle gaan bespreek vorentoe, sal jy sien dat hierdie aanval van Vanderbijlpark waar 'n wit ou vermoord aangekla word op 'n boer, hy kon net so swart wees. Die metode wat gebruik was presies soos wat ons al van 1993 al vir mense probeer verduidelik. Dankie, wag vir die volgende video.